Goeiedag, baie welkom ook by hierdie geleentheid. Dit is Pinkster 2025 en is my voorreg om dit ook aan te bied hier vanuit NG Gemeente Doringpoort, hier in Doringpoort in Pretoria. Ons is deel van die Ring van Wonderboom. En wat dit so spesiaal maak is dat hier van hierdie ringsgemeentes ook saam met mekaar is. In die aande, en die wat in die aande nie kan kom nie, ook in die oggende. En wat dit nog meer spesiaal maak, is dat maandag, dinsdag en woensdag aand daar ook vir die kleiner kinders 'n kinderpinkster is, wat deur Dominee Carly Fourie aangebied word. So, kom ons versamel onsself by geleenthede soos hierdie, en ons kry dit ook reg om mekaar vas te hou, omdat God in Christus Jesus ook vir ons kom vashou het. Hemelse Here, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om saam met mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons die voorreg het om iets van 'n eenheid met mekaar te kan demonstreer. Dat ons mekaar ook kan vashou met vurige ywer. Here, want U liefde vir ons en U ywer vir ons, U geesdrif, U entoesiasme vir ons is so groot, so wonderlik. Here het ook tot uiting gekom in dit wat U ook kom doen het. In die heilswerk wat U ook ter wille van ons gedoen het. Dankie Here dat ons ook in hierdie seisoen by mekaar kan kom, hier na hemelvaart, en dat ons ook kan nadink oor hoe ons as gelowige mense ook in 'n seisoen soos hierdie moet lewe, op pad ook na die wederkoms toe. Want Here, U weet dat ons lewe nie op onsself gerig kan wees nie, maar dat dit altyd ook op die gemeenskap, op die wye wêreld gerig wil wees. Want U wil ook die wêreld aanraak. U het die wêreld so lief gehad, dat U U eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie dankie vir die woord, ook Romeine 12, wat ons in hierdie week ook kan oordink. En ons wil bid dat U dit ook sal seën, en ons saam wees sal seën, en verheerlik sal word, ook in die lewe van elke ene, wat die geleenthede bywoon, en ook na hierdie video's kyk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Emile Nolde het 'n skildery gemaak onder die tema van Pinkster. Nou, Emile Nolde het gelewe in 1867 af tot 1956. En hy het die Pinkster gebeure op 'n treffende manier kom uitbeeld. Op hierdie skildery van hom, wat lewendig is, wat veelkleurig is, met dinamiese figure wat daarin is en beweging daarbinne, is daar 'n groep van 11 figure wat nogal knus by mekaar is. Mens kan jou dit nogal voorstel, ook rondom die Pinkster, oor hoe die mense vir 'n oomblik ook by mekaar gewees het in daardie tyd. En hierdie 11 figure is so knus by mekaar rondom 'n tafel. Daar's verwondering, daar's vreugde, daar's uitdrukking op die meeste van die figure se gesigte. Hulle oë en mond wyd oop. Maar Judas is nie meer deel van die groep nie. En Petrus, wat hierdie leier disipel is, staan letterlik in die sentrum van hierdie figure wat so by mekaar is. Maar dan is daar 'n besondere uitdrukking van die verskillende aspekte ook van die Pinkster gebeure. Die vreugde en die verwondering van Jesus se volgelinge. Ek onthou my sommer daarin, Lukas 24 vers 50 verder, as daar gepraat word ook oor die hemelvaart van die Here Jesus, en gesê dat hulle met vreugde daar sou van die Olyfberg af sou teruggegaan het. Groot opgewondenheid, en hoe 'n groot opgewondenheid en verwondering sou daar nie ook wees by sy volgelinge ook op Pinkster nie. Die voortsetting van Jesus se werk deur die kerk onder leiding van Petrus en die ander disippels. Hierdie gebeure van Pinkster bring ons mense by mekaar, wil mense by mekaar bring, wil die gemeenskap tussen mense tot stand bring, want ons sê mos dat ons een is, een in gees, geloof, in hoop, dat ons 'n eenheid saam met mekaar het. Ons deel, ons bestaan as kinders van die Here vanuit die verlossingswerk wat in Christus Jesus met vir ons ook elke ene waar geword het. En die uitdrukking
in die nabyheid van hierdie figure aan mekaar kom beklemtoon ook iets daarvan. Maar daar is iets baie spesiaal ook in hierdie skildery van Nolde. En dit is die gebaar van 'n uitreiking na Thomas toe. Nou weet ons mos, Thomas was nou die verpersoonliking gewees van iemand wat dalk ongelowig sou kon wees, wat eers wou sien en voel voordat hy regtig sou kon glo. Maar ons weet dat dit inderdaad ook maar waar was by die ander. Maar in hierdie skildery is daar ook 'n uitreiking, 'n beweging na Thomas se kant toe. Belangrik by gelowiges dat niemand uitgeskei word oor ander se manier van tot geloof kom nie. As dit dalk anders mag wees as die res nie, dat daar 'n stuk aanvaarding van mense ook van mekaar moet wees. Dit is mos maar waar dat ons soms kan sukkel om te glo. Soms half aan die beweging kom in terme van ons glo, bietjie met 'n sukkelgang. Maar dat dit belangrik is dat ons ook vir mekaar kan ondersteun en mekaar kan vashou, en iets van dit wil ook in hierdie skildery weergegee word. Die skrifgedeelte wat in hierdie tyd belangrik is die hele Romeine 12. En daarom gaan ek vinnig hierdie gedeelte ook lees uit die 2020 vertaling. Die opskrif hier is lewende offers aan God. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is. En vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons as ons baie een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig moet gee, moet onderrig gee. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Rigtingwysers vir die gelowiges dan. Die ou vertaling het altyd gepraat van riglyne vir die Christelike lewe. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees aan julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie. Moenie hoogmoedig wees nie. Maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe: aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Hou mekaar vas met vurige ywer. So belangrik dat ons mekaar moet vashou, nie? Hoekom moet ons mekaar vashou? Omdat die Here vir ons vashou. Ek wonder baie keer, wat sien mense? Of wat sien hulle nie? Met ander woorde, wat sou God sê oor 'n mens se hart? Wat word ontbloot vanuit dit wat mense sou kon sien of wat mense nie sou kon sien nie?
Sien mense by ons 'n beweging van dat ons mekaar vashou, dat daar 'n eenheid by ons is, of sien hulle dalk net 'n prentjie van verdeeldheid? Nou vers 11 sê, moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. En iemand vertaal dit ook so, in toewyding moet julle nie traag wees nie, in die gees vurig die Here aanhou dien. Die liefde moet ongeveins wees, verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Paulus praat met 'n gemeente, met die gemeente daar in Rome, wat nie regtig die eenheid gedemonstreer het, wat hulle moes demonstreer nie. En wil hulle eintlik graag daarop oproep, om ook werklik waar 'n eenheid te kan wees. Nou, daar was verskeie dinge gewees wat maak, dat 'n mens dalk nie as 'n eenheid kon wees nie. Verskeie dinge wat mense sou verhinder het, waarvoor 'n mens vandag dalk sou sê, maar hulle kon dinge dalk 'n bietjie anderster gedoen het. Wat het gebeur? Binne in daardie gemeentes was dit so gewees, was dit moeilik gewees, van buite af, die druk, wat van buite af gekom het ten opsigte van die Christelike lewe, Christelike wêreld, sou ook nog baie moeilik gewees het, binne in daardie tyd. Ons weet, dat vervolging ook inderdaad deel van hulle lewe sou gewees het. Aan die ander kant is dit ook so, dat die Christene ook nie net bestaan het uit mense, wat uit die Jode uit sou kom nie, hulle sou ook uit ander nasies kom, hulle sou uit ander volke kom, hulle sou uit ander groepe kom, en wanneer die mense uit verskillende groepe sou kom en by mekaar, dan sou hulle baie hard werk daaraan, om hulle groep behoue te laat bly. En so met ander woorde, die drukking sou nie alleen wees, van ekstern, van buite nie, maar ook van binne uit, dat hulle nie 'n eenheid sou vertoon, soos wat hulle veronderstel was om te vertoon nie. Die verantwoordelikheid lê dan om op die gemeente veral, om na buite die tyd, die nuwe tyd van God aan die wêreld te kom vertoon. Dit is mos wat ons ook veronderstel is om te doen. Met ander woorde, om 'n getuienis na buite te kan hê van ons eenheid. Miskien is dit net waar, dat daar te veel bagasie ook by ons is, dat daar te veel bagasie binne in die kerk is, dat daar te veel bagasie is wat ons met ons saamdra, dat ons baie keer so kan konsentreer op die verskille wat tussen ons kan wees, dat ons baie keer kan konsentreer op die sogenaamde pluriformiteit van die kerk, sodat ons nader aan die eenheid wat daar in Christus Jesus is en behoort te wees, dat ons dit kan verloor, dat ons nie 'n demonstrasie kan wees van die liefde wat ons vir Christus het en ook vir mekaar behoort te hê nie, dat ons baie bagasie met ons saamdra, ook in terme van ons verhoudinge met mekaar. Wonder baie keer as mense na ons verskillende gemeentes kyk, na die kerk, die NG Kerk byvoorbeeld in sy geheel, hoe dink mense uiteindelik aan ons? Wat sien hulle raak? Sien hulle mense wat vir mekaar omgee? Sien hulle mense wat mekaar vashou? Sien hulle mense wat saam met mekaar optree? Sien hulle 'n eenheid, soos iets van daardie hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus in Johannes 17 raak? Of sien hulle iets van hoe elke ene terugbeweeg binne in sy eie ruimte, hoe isolasie deel van ons sou kon wees? Daar is mense wat sê dat die kerk en die geloofsgemeenskappe baie keer ook mank gaan aan morele oorgawe, aan 'n drif, aan 'n passie wat hulle behoort te hê, 'n passie vir die koninkryk dalk, maar ook 'n passie vir mekaar, 'n passie vir die eenheid van die kerk, 'n passie vir die saamwees van mense. En as ons so verdeeld is, hoe moeilik kan dit nie wees vir ander mense om te sê dat hulle wil deel wees van die kerk nie. Ek dink sommer aan die eerste gemeente ook, waarvan in Handelinge geskrywe word, wat alles met mekaar gedeel het, wat hierdie eenheid gehad het, en waaroor daar gepraat word om te sê, maar die Here het, die gemeente was hoog in aansien, en God het daagliks ook die mense wat tot geloof gekom het, by hierdie gemeente kom voeg. Min politieke wil, min
wil om 'n verskil te kan maak, 'n gesamentlike verskil te kan maak binne in die omgewing. So ons kla baie keer, dink baie keer daaroor, verloor ons passie in die mate wat ons onsself herinner aan die feit van oor hoe die samelewing verander het, hoe die kerk al kleiner geword het, hoe gemeentes se mense minder geword het, die lidmate minder geword het, hoe ander mense deel van ons gemeenskappe geword het, en dit wil ons juis kom aanvuur, om juis met mekaar hande te vat, juis 'n eenheid te kan demonstreer, en die roeping van die kerk uit te leef, deur motivering en morele ywer, waar ons ook al mag kom. Paulus herinner die gelowiges wat 'n verhouding met God beteken. In toewyding moet julle nie traag wees nie, in die gees vurig, die Here aanhou dien. Paulus spoor die gelowiges aan om op God gefokus te bly, want hulle baat so in vele opsigte. Daardie skildery van Emile Nolde raak regtig aan 'n mens se hart. Raak in jou hart in die mate waarin 'n mens sien die begin ook van die kerk. Iets van daardie eenheid wanneer mense saam met mekaar gewees het. Die beweging, die aanvaarding van mekaar. Die opgewondenheid wat daar ook gelê het. Die entoesiasme wat daar gelê het binne in daardie tyd, ook onder leiding van die Heilige Gees. Dat ons ook iets van dit behoort te vertoon in ons verhouding ook met mekaar. Gemeente waar ek die voorreg gehad het om te wees, was ook 'n gemeenskap, was deel van 'n gemeenskap gewees, waar die gemeenskap ook maar baie verdeel sou wees met hierdie kant van die hoofpad en daardie kant van die hoofpad. En toe was daar geweldige groot droogte gewees oor 'n baie lang tyd. En het dit gebeur dat die gemeente en die mense in die omgewing, wat nie noodwendig almal deel van die gemeente was nie, moes saamkom en saamkom bid en kom vra vir die Here om reën te kom gee. Die noodtoestand, die noodsituasie het gemaak dat mense nie anderster kon as om ook oor grense heen by mekaar uit te kom en saam met mekaar te bid nie en mekaar se hande te kom hou vas en mekaar te hou vas nie. En wat toe gebeur het, is dat die water toe gekom het waarvoor gevra is, maar die water het nie van bo af gekom soos in reën nie. Die water het gekom in daardie droogte tyd van oral oor in die land uit. Soos ander mense ook bewus geword het van daardie droogte en hulle harte oopgemaak het, jonk en oud, en hulle soontoe gekom het en die hele gemeenskap naderhand kon daar binne in die kerksaal water haal en water versprei is en voer versprei is en die diere almal ook by mekaar kon kom op die kerkgronde en daar versorg kon word. Dit het net die hele dinamika binne in 'n gemeenskap kon verander, toe mense sou besef, en dit was nog voor COVID gewees, wat dit gebeur het, en dat die mense sou kon besef, maar ons kan nie sonder mekaar klaarkom nie. Ons het nodig om mekaar te hou vas, binne in hierdie land waar binne in ons woon, is dit nodig dat ons mekaar hou vas. En dit is nie alleen binne in ons gemeentes waar nie, waar ons mekaar dien met die gawes wat die Here vir ons gegee het nie, maar dit is ook nodig binne in die breër kerk, binne in ons ringe, waar die Here ook vir ons as begaafde en toegeruste gemeenskappe, geloofsgemeenskappe, gemeentes by mekaar kan bring, dat ons saam nog steeds, wanneer ons mekaar vashou, 'n groter verskil te kan maak. En dit is baie na binne gerig nog steeds, maar wanneer ons dit sou doen, dan demonstreer dit die eenheid, 'n eenheid wat ook na buite toe gevolge kan hê. Want as ons so saam met mekaar is, dan beteken dit dat ons ook iets van die krag beleef, wat deur die Here ook in ons wêreld uitgeoefen word, dat ons die geesdrif saam met mekaar ontwikkel, en die belangrike vraagstukke van die dag, binne in ons land, van armoede, van aardverwarming, van geweld binne gesinne, dat ons iets van dit kan aanspreek, die veiligheid binne in ons land, dat ons sommer mense kan wees wat hoop bring, wat genesing bring, maar dit is gebore,
Dit word gebore vanuit die feit dat ons mekaar kan vashou. Kan vashou ook met vurige ywer, soos wat die Here ook vir ons kom vashou het. Mag die Here dit vir ons inderdaad ook in hierdie tyd, wanneer ons nadink oor hou mekaar vas, mag die Here dit ook 'n werklikheid maak, 'n aanvoelbare werklikheid ook in ons saamwees en 'n aanskoubare werklikheid vir mense wat ook van buite na ons kyk. Hemel Here, baie dankie dat ons voor U kan buig. Dankie dat U ons Here is. Dankie dat U ons wil meevoer op U triomftog. Help ons inderdaad om mekaar te kan vashou ook hierdie tyd. Here, ons wil nie alleen wees nie. Ons kan nie alleen wees nie. Ons kan nie op ons eie bestaan nie. Here, U het ons nie so gemaak nie. U het ons gemaak dat ons mekaar kan dien met dit wat ons het en die samelewing kan dien met dit wat ons het. Help ons om uiteindelik dit te kan doen en te kan uitleef. En mag U koninkryk inderdaad ook in hierdie deel van die land en oor die hele land en oor die wêreld heen ook kom. In Jesus naam dank ons U, prys ons U. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly ook met jou. Amen.